kan apa-apa kan? Ya.
Baie dankie, julle kan maar gaan sit. En die kinders, al die laerskoolkinders, julle kan hier vorentoe kom, sommer hier lekker hier voorkom sit. Julle kan vir julle elkeen ietsie hier inkry. Hierso, hy's baie vat ene en dan stuur jy aan. Kyk of jy hoe fyn julle kan vat. Okay, wie van julle is allergies vir neute? Dan moet julle nie daaraan vat nie. Julle moet nie dit in julle neuse sit of in julle ore sit nie, hou dit in jou hand vas, hoor. Okay, so dit is saadjies en ek wil vir julle 'n teks lees oor Jesus wat praat oor saad. Weet julle wat gebeur met saad, nee? As 'n mens saad in die grond druk, wat gebeur dan? Dit groei. Dit groei nie sommer net nie, daar gebeur eers iets met dit voordat dit groei. En as jy dit in die grond druk, dan sien jy vir 'n tyd nie meer nie. Mense sê dan is dit amper asof die saadjie doodgaan. Dan ontkiem dit en dan kom daar 'n plantjie uit en dan sien 'n mens die lewe. So julle kan dit proe, nee. Hierdie is sonneblomsaad. Ek het nou nie koringsaad gekry nie, maar kom ek lees gou vir julle van hierdie wat Jesus sê vir hulle in Johannes. 'n Koringsaadjie wat nie gesaai word nie, sal net een saadjie bly. As dit in die grond val, kan 'n mens dit vir 'n ruk nie sien nie. Dit lyk of dit dood gegaan het. Na 'n ruk kom daar 'n plantjie en dan dra dit honderde koringkorreltjies. So is dit met mense, iemand wat net aan homself dink en nie vir ander lief is nie, is soos die saadjie wat nie gesaai word nie. Hy of sy gaan alleen wees en later doodgaan. Maar as 'n mens egter ander mense liefhet en hulle wil help, maak jy God se hart gelukkig. God sal vir hom of haar sorg. So iemand sal vir altyd 'n kind van God wees. Iemand wat Jesus wil dien, moet bereid wees om te maak soos wat Jesus maak. Nou wie van julle wil graag vir Jesus dien? Né? Almal van ons wil graag vir Jesus dien. En wat doen ons? Wat het Jesus gedoen? Hy het mense gedien. Hy het gesê ek is nie gekom om gedien te word nie, maar ek het gekom om te dien. Daarom help ons mense, ons vergewe mense, ons is mooi met mense, ons gebruik veral mooi woorde om met mense te praat. En jy's mooi met diere, jy's mooi met plante. Dis is wat Jesus sou gedoen het. Wat Jesus sou doen, moet daardie persoon ook doen. So iemand sal God se hart baie gelukkig maak. Nou, ek kan julle sê, ons volg vir Jesus, en ek wil vir julle 'n lyfbelydenis leer. Weet julle wat is 'n belydenis? Belydenis is wanneer jy sê, ek glo. Ek bely dat ek glo, of dat ek iets graag wil doen, dis 'n belydenis. Die groot mense ken dit, ons doen baie keer die geloofsbelydenis. Maar ek wil vir julle 'n geloofsbelydenis leer, wat jy met jou lyf gaan doen. En daarvoor moet julle staan, en die groot mense, dink hulle kom vry, hulle gaan saam met julle staan, en ook presies doen, wat die kinders doen. Elke keer as julle die woord sê, kom staan almal, as julle nou 'n woord sien, wat onderstreep is, dan moet julle met dit of wys, of daaraan vat, né? So die eerste deel van die belydenis lyk so, Jesus het met sy voete op die aarde geloop. Dan moet jy aan jou voete raak, en die groot mense doen dit stadig, nee, jy gaan 'n hamstring skeer, so jy kan jou voete op enige manier raak, jy hoef nie vorentoe te buig nie, maar okay, jy het hom. Jy kan net jou knieë raak, jy hoef nie op jou knieë te gaan nie, want van julle gaan nie opkom nie. Right, so het julle hom. So ons gaan dit hardop lees, saam met mekaar, en dan gaan ons dit doen, né? Tot ons aan die einde kom van hierdie ding. Is julle reg? Die kinders, julle hoef nie om te kyk nie. Julle kyk nie nou vir julle ouers nie. Julle gaan dit nou net voluit doen. Alright, is julle reg? Hier gaan ons. 1 2 3. Jesus het met sy voete op die aarde geloop. Jesus het op sy knieë mense gedien. Hulle het 'n spies in sy sy gedruk. Okay, julle weet waar die sy is. Hulle het Jesus se arms aan die kruis oopgemaak. Hulle het sy kop in die graf neergelê, maar 3 dae later het Jesus se tone weer die grond gevoel. Ek is bly julle kan julle tone wikkel ook net as julle wil. Jesus se hande vir die disippels gewys, het Jesus sy hele liggaam weer opgestaan, sodat ons almal se liggame weer kan opstaan. Julle het baie goed gedoen, groot mense, en die kinders ook.
Kom ons sing ook 'n lied waar ons sê, ons wil meer en meer word soos Jesus, met die volgende woorde, ek wil so graag glo dat ek sy kind is. Julle kinders gaan saam met Ferry na die saal toe. Hoop julle het 'n lekker tyd daar. Die groot mense, die res van die gemeente, jy kan sit. En ons wil vir die Here ook dankie sê met die offergawes. Die sakkie sal versprei word. Net so vinnig 'n paar goed julle. As julle voel die Here roep jou om deel te wees van 'n bepaalde fokusarea of 'n bepaalde sekere bediening in die gemeente, wil ons regtig julle aanmoedig om julle hand op te steek en te sê, maar ek wil deel wees van watter bediening of waar die Here my ook al roep. Een van die plekke waar daar geleentheid is om jou passie uit te leef, veral as jy die passie vir gebed het, ook die gawe van gebed dalk het, is daar by die aanbiddingsfokusarea iemand nodig ook wat vir ons die gebedsbediening in die gemeente kan organiseer. So as jy voel die Here roep vir jou, is hier 'n ideale geleentheid. En ook wat die musiekbediening betref, as jy die gawe van sing het, of om 'n instrument te kan bespeel, en jy voel die Here roep vir jou, kom word asseblief deel van die span, jy kan vir Daniel kontak, of die kantoor, of enige van die leraars ook kontak, om deel daarvan te wees. En ons herinner julle dan aan vanaand 6:30 aan die Kerssangdiens, waar ons die Here verder gaan loof. Ons doen dit vanoggend hiersom, ons doen dit ook vanaand, en waar ons fokus begin skuif ook na Kerstyd ook, en ons nooi julle uit om saam met ons te kom vier, te kom celebrate oor God se liefde vir ons. Dan julle, die feesnaweek is om die draai, die naweke tik vinnig af. En as julle nog nie die datum geboek het nie, moet julle dit boek. Die 30ste November is die eerste dag van die feesnaweek. Dan gebeur 'n hele paar goede, waarvan die Spens en die Bistro. Een van die goed is die yskaste, vrieskaste, koskaste, kreën, soos die mense al goed gemaak het, en almal wat gehelp het met die voorbereidings, sê ons baie dankie daarvoor. So dit begin 8:00 die oggend, Saterdagoggend, op dieselfde tyd as wat die Van Ran gaan gebeur.
Die Van Rand se wegspring is hier voor in die pad, is so 'n lekker 5 km sirkelroete. Inskrywingsfooi is 'n blikkies kos, 1 blikkie is genoeg. Jy kan meer bring as jy wil. Maar ons nooi julle uit, bring julle families, bring julle kinders, kleinkinders, bring julle oupas en julle oumas, kom hardloop saam. Na die tyd gaan daar lekker goed wees om te kan eet en by die Spence and Bistro te kan geniet. En dan wil ons weer julle uitnooi na Sondagoggend die feesdiens. Dis die 1 Desember, begin van Desember, die feesdiens die oggend hier en dan daarna gaan ons lekker saam eet. Lekker braai. Wat julle moet bring is julle eie eetgerei, julle eie drinkgoed en as jy kom, moet jy ook 'n slaai bring vir 6 mense. Ons gaan 'n deel jou slaai ding doen. Waar jy bring jou slaai, jy gaan sit hom hulle gaan 'n lekker lang tafel wees daarvoor en as jy nie van jou eie slaai hou nie, dan kan jy van iemand anders se slaai vat wat lekkerder lyk as jou eie slaai. En so jy skep ook dan die porsie wat jy normaalweg vir jou sou skep. Jy gaan net die hele bak slaai in jou. Dis net 'n grappie. So weet julle sal dit ordelik en ordentlik doen. Maar ons sien uit daarna, daar is nog as jy nie 'n kaartjie het nie, die kaartjie kos niks gratis. Die kaartjies is in die portaal in so 'n mooi bak daar. Jy kan ook as jy wil jou naam net opskryf. Dis maar net om te weet jy het 'n kaartjie om daai Sondag te kom en ons sê baie dankie vir almal wat sover die uitnodiging aanvaar het om daar te kan wees. Nou, ons is besig met feestyd, feesvieringe siklus en voor ons verder gaan kyk daarna wat in die grondteks of die aankondigingsteks van die feeste in die Bybel in Levitikus staan, kom ons terwyl ons net so sit, word ons stil en voor ons dit sing, kom ons maak ons oë net vir 'n oomblik toe en ons vra dat die Here ons harte, ons gedagtes, ons lywe sal rustig maak, dat hy ons bewus sal maak van mekaar, mense om ons, bewus sal maak van hom, wat hy is en wie se teenwoordigheid ons is. Here, ons sê vir U dankie vir U woord, dankie dat U woord lewend is. Here Jesus, dankie dat U die lewende woord is. Ons bid, Here, dat U ons sal help om te kan fokus, te kan hoor, te kan luister, te kan lewe, om te kan uitgaan en voluit te kan lewe daar buite. Dankie vir elkeen wat U is, dankie vir elke hart en lyf en kop. En ek gee vir elkeen in U hande. Here, seën U woord. Amen.
So die van julle wat Bybels het, kan by Levitikus oopmaak. Ons gaan so 1 of 2 plekke spring na verskillende tekste toe wat verband hou met hierdie gedeelte. Maar ons wil net vinnig die aankondiging wat die Here maak in Levitikus. Ons gaan volgende jaar so 'n bietjie weer na Levitikus kyk. Maar in Levitikus 23 eintlik het die Here nou redelik baie met Moses gepraat om vir die Lewiete en vir Aaron die priesters met hulle te gesels en 'n klomp redings vir hulle te gee. En nou begin hy met die volk praat en hy praat met die volk en sê, maar dan is hier belangrike dae wat julle moet vier. Hy sê, ja, die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, my feesdae, die feesdae van die Here, wat julle as heilige byeenkomste moet uitroep, is die volgende. En dis 'n belangrike aankondiging en dit is nodig ook dat mense, die volk moet nou luister, want hierdie feeste is belangrike feeste wat hulle as God se volk moet vier. En julle het verlede week, ek dink nie daar's nie in die banke meer daarvan oor nie, maar as julle hiervan soek, kan julle die kantoor kontak, hulle kan vir julle 'n PDF formaat gee, of as jy nou 'n papiertjie wil hê, dan kan ons vir ene uitdruk. Maar dis min of meer die 7 feeste wat aangekondig word, en ons staan vandag stil by die fees van die vrugte, of eerste vrugte, of die eerstelingfees. Mens gaan ook anders kan kyk na as die indelings wat mens kan maak van die 7 verskillende feeste. Daar's die lentefeeste wat verband hou met die lenteoes, en dan is daar die herfsfeeste wat verband hou met die oes in die herfs ook. En die eerste, die lentefeeste, hou ook verband met dit wat Christus reeds met sy eerste koms vervul het. En dan die tweede, die laaste 3 feeste hou verband met Christus se tweede koms en die vervulling van daai belofte wat die Here gegee het. En net om julle gedagtes te verfris, wanneer die Here sê julle moet fees hou, gaan dit daaroor, word die woord wat gebruik word baie mooi vertaal met eintlik afspraak. Ek het 'n afspraak met julle, 'n vaste tyd, 'n vaste datum, op 'n baie spesifieke tyd het ek hierdie afspraak met julle. En die byeenkomste wat gehou word is belangrike byeenkomste en ook heilige byeenkomste. Dis onthou byeenkomste. Elke keer as jy fees vier, het die Here 'n afspraak met jou, en dan moet jy onthou dat dit God is wat red, wat sorg, wat lei. Ek dink in die res van die feestyd wat ons nou hier ingaan, is dit amper die refrein wat ons met almekaar onthou. Wat moet ons onthou? Dat God red, lei en sorg. Dat God red, lei en sorg. Want as ons dit vergeet, is die fees nie meer 'n fees nie, en mis ons die afspraak wat die Here vir ons gegee het. Die Here as heilige, liefdevolle, genadige God is die een wat ons red, lei en vir ons sorg. Wat ons moet onthou, ons kyk as kinders van die Here, kyk ons van die kant af, deur die kruis, deur die leëgraf, deur die kruis, na al die feeste, na die Ou Testament, na al die beloftes wat die Here gegee het. En daarom sien ons Christus. En ons vier ook Christus wat elkeen van hierdie goed kom volmaak het. En vir ons moontlik gemaak het, om dit te kan ontvang wat die Here vir ons gee. En vandag gaan ons dit weer sien. So, die fees van die eerste vrugte, kom in die volgende teks voor in Levitikus 23 vers 9 tot 14. En ek gaan vir julle dit lees. Julle sal sien ek het so 'n paar goedjies uitgelig of net gehighlight, sommer net om mense oog te laat vang. Die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee, en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanoes na die priester bring. Die van julle wat nou nie gesien het nie, party mense, as mens verby ding loop, dan sien jy dit nie raak nie, maar daar's sulke grashalms, of grasgoedertjies. Ek kon nie hier in George verbou, hulle mos nie koring nie. Johannes, ek reg. Weet julle, hierdie is opslaan goed wat langs die pad, iewers het dit geval, ek dink dit het dalk een of ander voedingswaarde, maar julle kan nou daai goed bymekaar maak en 'n gerfie maak, amper, weet, as jy nou wil, of jy kan, dit is 'n baie lekker Bybelmerkie, dat jy nou die res van die tyd kan onthou, van die eerste, die fees van die oes, of die eerste vrugte. Nou sê, die land wat ek vir julle gaan gee, en julle graanoes insaal, moet julle die eerste gerf van julle graanoes na die priester bring. Hy moet die gerf voor die Here aanbied. In die een vertaling praat hy moet dit voor die Here beweeg, onder die Here se aandag bring, dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied. Op die dag wanneer julle die gerf aanbied,
moet julle 'n jaar oud lam sonder gebrek as brandoffer vir die Here bring. So hulle bring die eerste van die oes, van die graanoes wat geoes is, en dan is daar 3 ander offers wat gebring word op hierdie dag. 'n Brandoffer vir die Here, 'n jaar oud lam wat geslag word, met die bepaalde graanoffer van 2/10 van 'n eva gesifte meel. Nou eva meel is baie fyn gemaakte meel met olyfolie gemeng as 'n offergawe aan die Here. 'n geurende offer, asook die bepaalde drankoffer wat van 'n kwart hin wyn. Dis nie gin nie. Dit is min of meer 4 liter wyn van daai tyd. Brood en geroosterde en vars graan mag julle nie tot op daardie bepaalde dag eet, totdat julle die offer vir God gebring het nie. Dit is 'n vaste voorskrif wat vir julle altyd, vir julle en vir julle nageslagte geld, waar julle ook al woon. So dit is die opdrag wat die Here gee, die aankondiging wat hy gee, en obviously sal baie van die kommentare sal vir jou ook daarop wys. Hulle is nog nie in die land nie. Hierdie opdrag word gegee aan hulle terwyl daarmee die hele Sinai episode waar die Here die wet weer vir hulle gegee het op 'n hernuwe manier, en dan gee hy 'n bietjie vir hulle, skep 'n bietjie orde onder sy kinders, en hy gee vir hulle hierdie reëlings, en dan wanneer hulle dan daai oeste insamel, is dit wat julle moet onthou, sodat julle nie kan vergeet wie ek is nie. Ek het julle verwys na die teks wat ons saam met die kinders nou gelees het, wanneer Jesus van homself praat as die koringkorrel, as eintlik die een wat gesterf het en dat ons hom gaan volg. Nou Paulus maak 'n baie sterk verband te sê dat Christus het ons voorgegaan as eersteling deur die dood en opgestaan. En ons gaan nou verder daarby kom, maar ek wil gou net eers vinnig praat oor die hele ding van die eersteling. Die eersteling word gebruik om eintlik beskrywend te wees van die eerste vrugte, die eerste graan, die eerstelinge van diere, van plante, wat ook al wat ingebring word. Nou, ek wil gou by julle hoor, wie van julle is eersgeborenes? Wie is die oudste? Nou, jy is nie net jy is die oudste waarskynlik van jou gesin van oorsprong. Steek dit gou weer op. Hoe voel dit vir julle om eersgeborenes te wees? Dieselfde. Die meeste eersgeborenes sê hulle die hardste pak slaag gekry van almal, want hulle na dit het hulle nie die ander kinders nie meer pak slaag gekry nie, want hulle die ouers moes leer hoe om ouers te wees met die eerste kind, met die oudste, maar dis wat hulle sê, ek het dit nou maar gehoor. Okay, so die eersteling is 'n belangrike term wat gebruik word om die eerstes te beskryf. Luister gou, daar's 'n paar hele teksverwysings in die Bybel, en wat interessant is, in Nehemia gebeur die volgende. Die volk was in ballingskap gewees. Nehemia, julle ken mos die Nehemia storie, hy het 'n klomp van die ballinge teruggebring, by die koning toestemming gekry, en hulle is weer terug in Jerusalem, begin die stad herbou, ook dan is daar die tempel wat ook begin herbou word, en dan is die volk op 'n punt in hulle lewe waarin hulle gereed is om hulle self weer aan die Here toe te wy. Dis eintlik amazing as jy daai in Nehemia gaan lees, waar die volk amper tot bekering kom weer. In trane uitbars toe hulle die Torah hoor. Hulle het weer die boeke, die wette die rolle gaan uithaal en vir die volk gelees, en hulle is so aangedaan dat hulle hierdie ongelooflike commitment maak. En luister, wat is deel van hulle commitment? Ons onderneem om jaar na jaar die eerste vrugte van ons grond en die eerste vrugte van elke boom te bring na die huis van die Here. En soos geskryf staan in die wet, om die eersgeborenes van ons seuns en ons vee, en die eersgeborenes van ons beeste en ons kleinvee te bring na die huis van ons God, vir die priesters wat diens doen in die huis van ons God. En ons eerste baksel, ons wydingsgeskenke en die vrug van elke boom wat nuwe wyn en olie lewer, sal ons na die vertrekke by die huis van ons God bring vir die priesters. Daar's 'n hele paar ander plekke in die Bybel ook waar daarna toe verwys word, maar wat hierdie ouens sê, en dis eintlik wat die eerste gerf of die eerste oes beskryf is om te sê, dis die aankondiging van die oes het aangebreek. Ons gaan nou oes, maar hierdie word namens die hele oes aan die Here gewy. En dis 'n belangrike aankondiging wat gebeur. Is interessant, in Spreuke staan daar, eer die Here met jou rykdom, met die beste deel van jou volle oes. Die beste deel van jou volle oes verwys eintlik, dieselfde woord dink ek word gebruik ook,
om te verwys na die eersteling, die eerste van die oes, is die beste van die oes. En dis presies wat die konteks wat die ouens in die Ou Testament gehad het ook. Is 'n baie belangrike of 'n bekende landbou ritueel gewees in die ou nabye Ooste. En die Here vat hierdie ding wat die ouens ken, wanneer hulle gevestig gaan wees in hulle land wat die Here vir hulle gaan gee, vat hy dit en sê, hierdie maak ek nou myne. So julle gaan die eerste, die beste, die geurigste, en dis wat hulle ook sê, beskryf, die eerste vrugte van 'n boom is gewoonlik die lekkerste, want dit is die kos is in daai vrug eerste ingestoot. En daarom is die geurigste, die mooiste, die beste, is wat hiermee beskryf word, en dit is die konnotasie wat in die hele Bybel gegee word aan eerstelinge, en eerste vrugte. So, dis wat ons ook moet onthou. So, eerstelinge, ons sukkel baie keer in ons eie konteks met ons gesinne, as ons praat van die eersgeborene, jy het 'n eersgebore reg, of jy het 'n eersgebore, dis 'n Bybelse term wat gebruik is, en dit was 'n baie sterk ding, dat die eersgeborene het altyd spesiale soort van voorregte gehad. En ek dink in ons tyd vandag geld dit nie meer nie, is dit nie meer so nie, maar dis 'n baie belangrike ding gewees. Maar in die Bybel, en juist daarom, is dit die konnotasie wat Paulus dan bring met die eersteling of die eerste vrug, dat ook Christus as die eersteling, die beste, die geurigste, die belangrikste is. En hy, in 1 Korintiërs 15 sê Paulus, maar nou Christus is uit die dood opgewek as die eersteling van die wat reeds dood is, van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur die mens gekom het, Adam, kom die opstanding van die dooies ook deur die mens Christus. Want soos almal deur Adam gesterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar dan sê hy ook, maar elkeen volgens 'n bepaalde orde, as eersteling Christus, daarna met sy koms, ook die wat aan Christus behoort. En ek dink, dis 'n belangrike ding om dit te verstaan. Ons het met Pasga, wat ons nou verlede week gekyk het na, sê ons dat Christus het Pasga vervul as die perfekte lam wat geslag is. Ons het met die fees van die ongesierde brode het ons gesê, ons konnotasie daarin is dat Christus het gesterf, is begrawe, en daarmee het hy dan die fees van die ongesierde brood vervul as as die ongesierde brood, die een met wie dan niks fout was nie, wat in daai tyd wat soort van gebring is as kos of as voedsel vir mense. So Christus vervul met Pasga en met die fees van die ongesierde brode, vervul hy dit, maar ook nou. Dit interessante, die tyd wanneer hierdie fees gevier word, die fees van die eerstelinge, is die Sabbat of die dag na Sabbat, wat in ons terme die eerste dag is. Dis ook wanneer Christus opgestaan het uit die dood, en deur op te staan uit die dood, vervul hy hierdie fees en maak dit vol. Nou, dit is alles eintlik soort van feitelikheid. Te sê, ons verstaan dit, ons weet dit, ons hoor dit, is interessant, maar wat maak ons daarmee? Wat moet ek en julle hoor uit hierdie feeste, uit die feit dat ons glo dat Christus kom maak hierdie goed vol, maak dit vir ons moontlik om op 'n ander manier, nuwe manier, oor die feeste te kan dink, en dit te kan gebruik en te kan geniet. Wat moet ek en julle hoor? Ons moet hoor wat ons baie hoor. Dit is amper soos om in te kom by die ding, jy sien dit nie raak nie, maar jy sit bo op die gerfie, en jy sien dit eers raak nie. Maar dit is daar. So ons moet hoor en onthou, God gee, en alles behoort aan hom, eintlik aan hom. Begin gou by jou skoene, jou sokkies, ons gaan maar bokant bly, jou broek, jou hemp, jou bril, jou kar, vat aan daai goed, behoort aan die Here. So eenvoudig is dit. Jou huis, waar jy dalk nog afbetaal, behoort aan die Here. Jou kinders, behoort aan die Here. Alles van jou, behoort aan die Here. En ek en julle vergeet so gou, ons leef met die arrogansie, asof dit alles myne is. Die Here sê vir Moses, sê vir die volk, die land wat ek vir julle gaan gee,
En daarom moet hulle onthou, elke keer as hulle hierdie fees vier van die eerstelinge, as hulle daai gerwe bring, as hulle daai vrugte bring, as hulle daai lamslag, moet hulle elke keer onthou, eintlik behoort alles aan die Here. Al wat ek en julle eintlik maar is rentmeesters van dit wat aan die Here behoort. Ons bring maar so 'n klein titseltjie daarvan, om dit terug te bring aan die Here. Om dit onder die Here se aandag te bring, te beweeg, dat God kan sien en weet, ons onthou, alles behoort eintlik aan hom. En daarom, as ons dit vier, moet ons wat onthou in hierdie feeste? God red, God lei en God sorg. Alles behoort aan hom. Die hart van hierdie fees, hierdie eerstelingfees, is 'n fees eintlik van dankbaarheid. Want as jy dit kan snap, dat alles aan die Here behoort, en dat alles wat jy het, dat jy dit van God ontvang het, dan draai dit jou hart om, dit maak jou nederig, dit maak jou afhanklik, dit maak jou erkenning gee, dat alles aan die Here behoort. En daarvoor is jy diep, diep dankbaar. Die feit dat jy en ek kan sê, maar ons volg vir Jesus, die feit dat ek en jy kan sê, ons is kinders van die Here, is omdat God dit gee. En dit maak ons diep, diep dankbaar. Ek en julle het nie die reg om hier te sit nie. Ons het die voorreg om hier te sit. Ek en julle het nie die reg om te lewe nie. Of ons dink ons het eersgeboorte reg. Ons het dit nie. Dit is 'n voorreg om te kan lewe. Ons het die voorreg om hier uit te gaan, saam met mekaar te kuier. Ons het die voorreg om huis toe te gaan werk, te gaan leef saam met mense. God gee dit. Dis so eenvoudig soos dit, maar ons vergeet dit, dat God dit gee. Dis amper, ek dink die fees moet ons daaraan herinner, of hierdie tyd van die fees, God gee. En ek en julle moet diep, diep dankbaar wees. Ek het dit al vir julle gesê, julle en ek moet diep, diep dankbaar wees. En dis nie sommer maar net nie. So die hartsmotief van hierdie fees is dankbaarheid. Want hierdie is 'n toewydingsfees. 'n Toewydingsfees waar ons onsself eintlik aan die Here kom toewy. Nie net ons goeders nie, maar ons onsself ook aan die Here kom toewy. Nou toewyding skryf iemand nogal baie mooi. Toewyding is die opregte begeerte om God se wil te ken en te doen. Is 'n konstante, vasberade, onmiddellike en aktiewe wil om te doen wat ons weet. So dis 'n opregte begeerte om God se wil te ken. Wat is God se wil? Ons het dit in die begin van die erediens baie mooi gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met alles van jou. Met die totaliteit van jou moet jy God lief hê en jou naaste soos jou self is God se wil. Opregte begeerte om God se wil te ken en te doen. 'n Konstante, vasberade, onmiddellike en aktiewe wil om te doen wat ons weet. Ons weet dit. Ons sien dit nie altyd raak nie, ons weet dit. En dis om dit te doen. Toewyding is om dit te gaan doen. Toewyding is nie om Sondag in die kerk te kom sit noodwendig en heilig te wees, mooi liedjies te sing nie. Toewyding is nie noodwendig om jou offer in die offerkas te gooi nie. Is nie noodwendig om by 'n leefgroep in te skakel. Is nie noodwendig om namens die kerk op 'n projek of 'n uitreik of 'n aksie betrokke te wees nie. Dis nie noodwendig toewyding nie. Toewyding is veel, veel meer as dit. Dis die handeling van om alles wat ons het, of dit materiële goede is, van kop tot tone, ons tyd, ons talente, ons gawes, aan God toe te wy en hom eerste in alles te stel. Dis toewyding. Dis om jou lewe op te chop in elke klein deeltjie wat dit is, en daai goed te vat en te sê, Here, hier is U. Dit te beweeg voor die Here en te sê, Here, ek wy dit aan U toe. Dan vier ons eerstelingfees. So, toewyding is 'n eksterne daad van opoffering, kan 'n mens sê. So dis die goed wat ons daar buite kan doen, maar is ook die goed wat ons hier binne, dis 'n innerlike, binnekant houding van erkenning, dat God gee, dat God sorg, dat hy lei, dat hy red. Dis 'n erkenning gee
aan God dat hy God is. En om daarmee te leef met alles van ons. Dis 'n daaglikse keuse om dit te doen. Dit gaan nie van self vir ons menslike mensies gebeur nie. Ons hou daarvan om baie keer verskonend aan te bied, en ons is ook maar mense. As jy met dominee is ook maar mens, of sy prokureur is ook maar mens, of die dokter is ook maar mens. Dis 'n doelbewuste keuse om aan God dankbaarheid te betoon deur jou lewe aan hom toe te wy elke dag in elke deeltjie van jou lewe. Dink 'n bietjie aan jou lewe, aan jou dag. Nou ons praat van jou tyd, jou materiële goed, jou tyd, jou talente en jou gawes. Hoe jy jou tyd spandeer elke dag. As jy daai stukkie van jou dag vat waaroor jy 'n bietjie onseker voel wat jy nie wil hê ander mense moet sien nie, en jy wy dit aan die Here toe, skielik begin dit anders lyk. Begin jy anders dink oor wat jy met jou tyd maak en hoe jy dit doen. So dis 'n praktiese ding. Dis 'n hande en voete ding. Dit is om te volg elke dag. Nou kom ek maak dit, probeer dit ten minste meer prakties maak. In die sin, as ons sê dit is iets wat ons dankbaarheid wys, hoe sal jy dit kan doen? 'n Voorbeeld. Dis net 'n voorbeeld. Jy sal byvoorbeeld jou eerste salaris van die jaar, as mens nou kreatief kan dink oor die goed, jou eerste salaris van die jaar, alles gee vir Blanco gemeente. Net Frans so wat lag vir daai. Dit is regtig 'n skeefgetrekte een. Jy sal byvoorbeeld jou eerste salaris van die jaar, net as simbolies, 'n deel daarvan vat en dit op 'n spesiale manier gebruik om die Here te eer. Jy kan dit gee vir 'n liefdadigheidsorganisasie, jy kan dit gee vir die SPCA, maar jy kan so 'n kommitment maak om jou eerste salaris, jou eerste oes van die jaar te vat, simbolies, en dit toe te wy om daarmee te sê, jou hele salaris behoort eintlik aan die Here. Alles van jou behoort eintlik aan die Here. En dis wat jy doen. Jy kan jou bonus, jou eerste bonus en jou tweede bonus, wie van julle kry derde bonusse, kan jy vat. En 'n deel daarvan gebruik om iets te doen wat die Here op jou hart sit. Om jou dankbaarheid te bewys deur te gee met wat jy het, wat jy ontvang. Onthou, jou baas skryf jou cheque het, of hulle betaal, hulle doen nie EFT's, hulle doen nie laaste magtiging, dis mos nie meer deesdae cheques wat geskryf word nie. Maar wie se is dit? Dis die Here se. Daarom uit dankbaarheid te gee, soos wat die Here vir jou lei. Die volgende is om iets van jou tyd, jou talente, jou hulpbronne op te offer en van dit te gebruik om dit spesiaal aan God te wy of aan ander mense te wy. 'n Voorbeeld. Kom ons sê jy kan klavier speel of viool speel of fluit speel. Om daai te vat en 'n bietjie van jou tyd te gebruik om deel te wees van 'n bediening waar die Here aanbid word. Dit kan hier by die gemeente wees, kan by 'n ander gemeente wees, dit kan by waar ook al wees. Maar om iets van jou gawe wat die Here vir jou gegee het te gebruik en jou tyd op te offer, wat vir jou daar kosbaar is, op te offer in diens van God, om mense te kan seën. In baie gemeentes, soos Blanco gemeente, is daar baie sulke geleenthede waar jy jou gawe, jou talent, jou tyd kan opoffer om 'n bietjie van jou tyd te kan toewy aan die Here. Dit sou kon wees op 'n praktiese manier dat jy jou verhouding met die Here hernie. Ons klein tyd, dan ons hierdie gebedjies wat ons bid om jou hartjie vir die Here te gee. En ons weet nie mooi presies wat ons sê nie. Ons het hierdie veronderstelling dat ons eers daai gebed moet amper formuleagtig gebid het voordat ons 'n verhouding met die Here kan hê. Ons het hierdie soort van pressure in die kerk en Christelike populasie dat jy op 'n sekere datum, dag en datum tot die bekering gekom met jou hart vir die Here gegee het en daai dag celebrate jy. En daai dag vertel jy van daai dag vertel jy vir baie mense, hier het die Here my lewe of hier het my lewe verander, het ek tot bekering gekom. Wat van die fees van die eerstelinge? Help ons onthou
dat my hele lewe behoort aan die Here, nie die dag wat ek tot bekering gekom het nie. Wat van dit help ons onthou, dat ons begin die dag, om aan die begin van die dag, weer jou hart, en jou siel, en jou verstand, aan die Here toe te wy. Wat van jy kom elke dag tot bekering? Wat van jy kom tot bekering, of hernie jou verhouding met God, in elke besluit wat jy neem? Maar net om jouself vir die Here te gee. Dalk kan jy en jou gesin op 'n praktiese manier een keer 'n week saam die Here aanbid, saam met ander mense. Deur letterlik dit te kom doen. Op 'n spesifieke tyd waar daar 'n afspraak is om die Here te aanbid. Daar kan jy en jou gesin een keer 'n week in die berg gaan, of jy alleen, iewers beplek langs die see. En dat jy spesiale woorde wat jy geskryf het, gebruik om jouself aan die Here toe te wy, om 'n lied vir hom te sing of te skryf, maar om bewus te raak in daai spesiale tye dat God gee alles vir jou om dit te kan onthou. Op 'n praktiese manier kan jy ander mense seën deur bewus te raak van die nood om jou en die Here te vra om vir jou te help, sodat dit waarmee jy geseën word, dit wat die Here vir jou gee, jy hulle mee kan seën. Wanneer daar 'n behoefte is vir kos, of wanneer daar 'n behoefte is vir klere, wanneer daar 'n behoefte is vir aandag, dat jy dit wat die Here vir jou gee, sal gebruik om mense te seën, om ander mense wat nood het, te seën, en baie spesifiek dit ook. Wat van jy vat jou werk, en jy wy dit aan die Here toe? Wie van julle is baie gelukkig in julle werk? Wie van julle is amper gelukkig in julle werk? Wie van julle is glad nie gelukkig in julle werk nie? Ons het 'n spesiale sessie na die tyd om 'n bietjie te gesels oor werksmotivering. Wat gaan jou werk? Al die mense van jou werk. Die werk wat jy doen, of jy nommertjies tel, syfertjies tel, en of jy geld tel, en of jy sny, en of jy bak, of jy brou, wat gaan daai werk? Vat hom as die eerste gerf, en gee dit vir die Here. Wy jou slegte werk toe aan die Here. Maar weet jy wat gebeur dan? Dan gaan jy nie net doeltreffend werk nie. Jy gaan nie net produktief werk nie. Jy gaan lekker werk. Want hierdie werk het die Here vir jou gegee. Wat van as jy by die werk kom, begin jy jou dag en jy bid daar en sê, Here, hierdie dag, hierdie werk gee ek vir U. Ek wy dit aan U. Dink hoe ongelooflik gaan jy jou werk doen. As jy onderwyser is en jy sit met 'n klomp skerminkel van kinders, nee, jy is met 'n klomp kinders wat jy uitdaag, en jy kyk hulle in die oë, en jy sê, Here, ek gee hulle vir U. Dis U se. Hoe gaan dit jou kop verander? Wanneer jy met dankbaarheid jou werk gaan begin doen. Ons kyk met meeste van die feeste, kyk ons terug, en ons onthou dat God het gered en hy red, en hy lei, en hy sorg. Maar ons kyk ook vorentoe. Eersteling fees kan ons help onthou dat die Here wat sorg vir ons, en dat alles van ons aan hom behoort, en dat ons dit ook aan hom wy, kan ons ook help om 'n verklaring te maak. Jy kan dit skryf in jou joernaal, jy kan dit waar ook al 'n verklaring te maak, dat God sal voorsien. Jy kan dit vir mense sê, ek weet, God sal voorsien. Dit lyk dalk nie nou so nie, maar God, hy red, hy lei, hy sorg. En dis vir die feeste, vir my en vir julle mee help. Kom ons doen dit. Kom ons wy onsself aan die Here toe. En dan gaan julle so 'n bietjie boelie om op 'n sekere manier te doen. Julle hoef nie te worry, julle hoef nie vorentoe te kom nie, en ek gaan nie my hande op julle sit nie. Al wat ek vir julle wil vra, en ek wil die eersteling, die eersgeborenes, steek gou weer julle hande op. Hoeveel is dit hierso? Wie is die hele spulletjie van julle? Kan julle gou vorentoe kom? Ek gaan nie my hande dan op julle sit nie. Okay. So ek gaan eers net 'n gebed doen.
Julle kom staan, julle ek sal nie regtig, ek gaan nie snaakse goed doen nie, julle moenie worry nie. Ek gaan 4 van julle vra om as julle is die hele gemeente wat nou skielik kom. Toe hulle sien, daar gaan iets gegee word, toe kom almal nou skielik eersgeborenes. Ek wil vir julle bid as die eerste gerf, die eerste oes, die eerste vrug van ons gemeente. En dat ons vir julle bid as 'n toewyding van almal in die gemeente. En as ons dit klaar gedoen het, as ek klaar gebid het, wil ek 4 van julle vra om vir elke gemeentelid, dis waar die boelie inkom. Elke gemeentelid 'n klip te gee, en dan gaan ek vir julle nou verduidelik wat met die klip te doen. En dan, terwyl ons sing, dat een van julle vir ons die 7 kersse daar aansteek, en 2 kersse daar aansteek. Maar kom ons maak ons oë toe. En ons wy hulle as eerstelinge, eersgeborenes toe aan die Here, namens die hele, as simbool van ons hele gemeente. Here, dankie vir elkeen wat hier is, en vir die oudstes van die gesinne, sê ons dankie. Die rolle wat hulle gespeel het, met hulle siblings in hulle gesinne nou nog steeds speel, ons bid vir hulle. Ons bid dat U vir hulle sal seën, om 'n seën te wees vir ander mense. Maar ons wy hulle toe, Here, aan U, simbolies daarvan, dat ons die hele gemeente, dat ons die middelkinders, en die jongste kinders, en die bederfbares, almal van hulle aan U toewy. Ons gee die hele gemeente, oud en jonk, in die hande. Here, hierdie gemeente is U gemeente. Hierdie gemeente het U gegee. U red ons, U lei ons, U sorg vir ons. Ons kan daarvan getuig. Daarom gee ons elkeen, as individu, as gesinne, plekke waar hulle is, met vriende, ons gee hulle in U hande. Mag hulle, Here, dit wat hulle ontvang van U, mag hulle dit kan gee vir ander mense. Ons bid dit in U naam, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Baie dankie. As 4 van julle vir ons die klippe kan uitdeel, en 1 van julle vir ons die kers kan aansteek, baie dankie, julle kan weer gaan sit. Sien? Wat? Okay, wat ek vir julle wil vra, die gemeente, terwyl julle die klippies kry, vat asseblief 'n klip. Nee? Moenie nou weerstrewig en weerbarstig wees nie. Ek het net, was ek baie beïndruk toe vir julle sê staan, toe staan almal. Dit is nogal 'n powerful gevoel om dit so vat nou die klip. En hierdie klip moet jy in die volgende week in jou sak druk. Nee, as jy nie 'n sak het nie, moet hom nie op snaakse plekke indruk nie, want dit kan dalk sleg wees. Druk hom in jou handsak of sit hom in jou kar op jou stuurwiel vas of wat ook al, maar vat hierdie klip. Jy kan selfs daarop skryf waar jy sê wat jy wil toewy aan die Here. Jy kan nou vir 'n oombliekie daaroor dink, en as jy by die huis kom, vat jy 'n koutjie en dan skryf jy. Ek het sommer hier opgeskryf, ek wy hierdie week veral my hande toe aan die Here. En hierdie is nou my klip wat ek gaan dra. As hy bietjie bonkig is, kan jy 'n platte gaan uitsoek as jy voel jy soek nie 'n bonkige klip nie. Maar sit die klip in jou sak die week, dra hom saam met jou. Hoekom? Dat jy kan onthou. Elke keer as jy 'n klip vat, voel dat jy onthou. Wat moet jy onthou? God red, God lei, God sorg. God gee. Alles wat ek het, wat ek is, behoort aan hom. En ek gee dit terug vir hom. Is julle in daarvoor? Dis 'n maklike ene om te kan doen. Terwyl hulle die klippe uitdeel, kom ons sing hierdie lied van toewyding ook saam.
Kom ons gaan huis toe met hierdie lied wat eintlik ook 'n belydenis is om te sê die Here is my vesting, hy is my krag, hy is die bron, hy is my redding, die een op wie ek wag.
ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die krag en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees. Amen. So as ons uitgaan, kom ons onthou, ons uitgaan, ons leef met hierdie woorde, sê dit hardop saam, ek leef meer en meer soos Jesus, waar ek is en wanneer ek daar is. Baie dankie.